vers 14, vanaf vers 14 tot en met vers 17. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wat 'n goddelike voorreg is dit nie om ook so oor die lig op hierdie Sondagoggend met mekaar te kan praat nie. Ek en jy wat weet dat ons hier in God se koninkryk alreeds op aarde leef. En ek en jy ken die uitdagings van hierdie lewe. Ek het noem dit nie vir jou, hoef dit nie vir jou te noem nie. Jy ken van wag op God. Jy weet, want jy is besig om te leer om op God alleen te fokus. Jy weet hoe om God met oorgawe te loof en te prys. Terwyl ek en jy eintlik in crazy geloof, nie net staan elke dag nie, maar ook in crazy geloof voortbeweeg elke dag. En dit gee vir jou en my ook op hierdie Sondagoggend hoop. Nuwe hoop. Want ons weet ons krag lê daarin om God altyd eers in ons lewe te stel. En daarom, geliefdes, kom ons maak die woord van God oop. Daar by Markus 8. Markus 8, dan lees ons net vanaf vers 14 tot vers 22. En daar staan, en hulle het vergeet om brode saam te neem, dis die disippels. En hulle het net een brood by hulle in die skuit gehad. En hy, dit is Jesus, het hulle beveel en gesê, pas op. Wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van Herodes. Vers 16, toe redeneer hulle onder mekaar en sê, dit is omdat ons net een brood by ons in die skuit het. En Jesus merk dit op, hy was nie eers by hulle nie, hy merk dit op, en sê vir hulle, waarom redeneer julle dat julle geen brode het nie? Begryp julle nie, verstaan julle nie? Het julle nog steeds julle verharde harte? Het julle nie oë nie, sien julle nie? Net julle nie ore sodat julle kan hoor nie? En onthou julle nie toe ek die 5 brode vir 5000 mense gebreek het? Jesus vra vir hulle, en hoeveel mandjies brokstukke het julle opgetel? Hulle sê vir hom 12. En die 7 vir die 4000, hoeveel mandjies brokstukke het julle toe opgetel? En hulle sê 7. Vers 21, toe sê Jesus vir hulle, hoe verstaan julle dan nie? Vers 22 sê, en hy het in Betsaida gekom, en hulle het 'n blinde man na hom toe gebring, en hom gesmeek om hom aan te raak. Net dit, salig is elkeen wat die woord van God hoor. Dit in jou hart bewaar, dit jou eie maak, maar ook jou lewe daarvolgens gaan inrig. Vers 14 tot 17, as ons so 'n bietjie kan inzoom op dit. Hier is 'n redenasie onder die disippels. En Jesus was bewus daarvan dat hulle geredeneer het. Maar onthou, hy was nie by hulle toe hulle geredeneer het nie. Maar hy was bewus daarvan, want daar is niks wat hy nie weet nie. Is dit nie dieselfde met God nie? Hy sit by jou, hy loop langs jou, hy is elke oomblik van die dag met jou. Jy kan hom nie sien nie. Jy is bewus van dat hy met jou praat. Jy hoor wat hy vir jou sê. So geliefdes, voordat ons met die skrif van die begin af begin, het God een ding gedoen. En dit is belangrik dat ek en jy dit sal hoor vanmôre. Reg van die begin af het God gesê, laat daar lig wees. God het duisternis, donkerte uitgeskakel. En toe Jesus wonderwerke gedoen het, was dit vir een enkele ding. Om die duisternis in almal rondom hom uit te skakel. Want jy kan oë hê wat kan sien. Maar God sê ons moet geestelike oë hê
En daarom het Paulus gesê, laat julle oë verlig word, sodat julle die wil van God kan ken. Geliefdes, en elke keer as daar wonderwerke was dit om duisternis uit te skakel. Het jy al ooit so daaraan gedink? Om die duisternis uit te skakel en om lig te bring. Dat jy en ek 'n begrip kan hê van dit waarmee God in ons lewe besig is. Dat ons begrip kan hê van dit wat God doen. Want met al die wonderwerke, hoekom, ek vra jou maar net, hoekom sal God toelaat dat Jesus tyd spandeer om wonderwerke te doen? As daardie mense in elk geval gaan sterf. Verskoon tog, maar ek sukkel om hierdie hoesbuie onder bedwang te bring. Wat is 'n siekte? Wat is armoede? Wat is depressie? Dis niks anders as duisternis nie. Want die oomblik wanneer jy enigiets van hierdie dinge het, dan kan jy die lig nie sien nie. Wat is probleme? Iets wat jou fokus van die lig afvat, en al wat jy kan sien is hierdie duisternis wat jou aflei en jou oë van die lig afhaal. Luister mooi, toe God die eerste keer gespreek het, laat daar lig wees. Daar was dit in die begin van die skepping. Later toe Jesus gebore is en hy die lig van die wêreld geword het, was dit om die duisternis uit te skakel. En daarom het Jesus na die kruis gegaan. En daarom sê God, as daar iets in jou en my lewe is, wat nie reg is nie, dalk 'n siekte, 'n probleem, 'n situasie, iets wat jy nie weet hoe om te hanteer nie. God sê, al wat jy moet sê is, laat daar lig wees. En jy fokus, want die oomblik, as jy dit sê, laat daar lig wees, sê my bietjie, wie roep jy aan? Met wie praat jy dan? Met God natuurlik. En daarom maak God dit so maklik vir jou en my as mense. Jy kan net sê, laat daar lig wees. Glo my, ek het dit 'n paar maal hierdie afgelope week gedoen. En die oomblik wanneer jy dit sê, dan tree God en Jesus en die Heilige Gees in. En ons sien hier dat die hemel het eintlik 'n probleem met die disippels gehad. Want hulle is in die boot en hulle het nie brood saamgeneem nie, net een brood. Jesus het sopas die wonderwerk gedoen van die brood en die vis. Hulle het dit gesien, hulle was daar. En dan klim hulle op 'n boot net nadat hulle die brokstukke opgetel het. Klim hulle op 'n boot met net een brood. En voordat ek en jy op hierdie punt voel om te sê, disippels, gaan julle nooit leer nie. Julle is elke dag saam met Jesus, julle sien alles, julle beleef alles. Julle is so naby hom. Wanneer gaan julle leer? Dit is almal nie maar presies dieselfde nie. God doen in jou en my lewe wonderwerke op wonderwerke op wonderwerke. Party baie klein, maar as jy mooi besef, dan besef jy dit is 'n goddelike wonderwerk. Net om asem te haal, net om te kan leef, is 'n wonderwerk. Maar die oomblik, geliefdes, wanneer ek en jy onsself in 'n slegte situasie bevind, dan kan jy skielik nie een van hierdie wonderwerke onthou nie. Is dit nie so nie? Jy is eintlik dan gestak. Want al wat jy om jou sien is eintlik duisternis.
Jy sit amper as ware op, soos die disippels op hierdie boot, met een brood, maar in donkerte, want jy sien nie die lig nie. En ook jy vergeet die wonderwerke wat God so gereeld op 'n gereelde basis vir jou kom doen. So ons sien dat die disippels het een brood gehad. Toe het Jesus met hulle gepraat. Kom ons lees weer vers 15. En hy het hulle beveel en gesê, pas op, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van Herodes. Wat sê Jesus daar vir hulle? Hulle het gedink, toe Jesus met hulle praat, gaan dit oor die een brood wat hulle saamgeneem het. Dat dit dalk nie genoeg gaan wees vir almal nie. Maar geliefdes, Jesus kom waarsku hulle toe hy met hulle praat. En dis presies dieselfde wat hy ook op hierdie Sondagoggend 'n hele mensdom wat hierdie woord hoor, hoe wyd dit sal uitgaan, wil God die mensdom op hierdie Sondag waarsku. Weet jy wat sê God vir jou vanmôre? Wees versigtig. Net soos hy vir hulle gesê het, wees versigtig, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en Herodes, kom sê hy vanmôre vir jou wat ingeskakel is. God sê, wees versigtig met wie jy jou omring. Wees versigtig met die geselskap wat jy het. Wees versigtig met die vriende met wie jy jouself dalk elke dag omring. Want luister geliefdes, die woord leer ons jy reis as ware, wil Jesus vir hulle, ons kom beduie hier, soos wat suurdeeg reis. So reis jy as ware, saam met hulle wat jou omring. As hulle slegte invloed is, dan word jy sleg. As hulle skinder, voor jy kom kry, begin jy presies dieselfde doen. Jy word soos hulle, omdat jy as ware met hulle vermeng raak. Spreuke 17:27 is 'n baie wyse. Salomo was 'n baie wyse man. Dit tel ons in Spreuke op oral, dwars deur die hele Spreuke. Daar staan yster slyp yster. Verskoon tog, vriende vorm mekaar. 'n ander vertaling sê, jy word soos die mense wat jy aanhang. Vers 16, toe redeneer hulle onder mekaar en sê, dit is omdat ons geen brode het nie. Sien geliefdes, hulle het nie verstaan nie, en die hemel noem dit, hulle was verblind deur die brood. Want nêrens in daardie skrif, toe Jesus met hulle gepraat het, het hy verwys na die brood, een brood wat hulle saamgeneem het nie. En Jesus merk dit en sê vir hulle, waarom redeneer julle dat julle geen brood het nie? Begryp julle nie? Verstaan julle nie? Het julle nog steeds julle verharde harte? Geliefdes, God sê vanoggend vir jou, as jy so afgelei raak, en jouself in daardie geselskap van afleiding bevind, dan vererger jy self jou afleidings. Jy word as ware verblind deur dit wat jy reg voor jou sien. Verder sê Jesus vir hulle, julle het geen begrip nie. Onthou wat Spreuke 4 vers 7 sê, ons het dit al gelees. Julle het wysheid nodig. En hulle het elke dag saam met Jesus gewandel, maar hulle het geen begrip gehad nie. Hulle het niks verstaan nie. Vers 18 tot 20 sê Jesus, het julle oë en sien julle nie, het julle ore en hoor julle nie? En onthou julle nie toe ek die 5 brode vir 5000 mense gebreek het? Hoeveel mandjies vol brokstukke julle opgetel het nie, hulle sê 12. En toe die 7 vir 4000, hoeveel mandjies brokstukke het julle toe opgetel? En hulle sê 7. Geliefdes, nou wat presies het nou op hierdie oomblik hier gebeur, wat Jesus vir ons wil verduidelik?
Ons dink ons het baie nodig vir God om mee te kan werk in ons lewe. God wys, God het net 'n bietjie nodig waarmee hy kan werk. Net om jou te herinner, dat met 'n bietjie werk God die beste kan doen. Dis die eerste ding. En die tweede ding is, wat Jesus gedoen het. Jesus dink aan vermenigvuldiging. Want onthou geliefdes, die koninkryk beginsel is multiplication. En Nico het baie vir my gesê, my vrou, jy kan nie die wêreld red nie. Daar's baie van ons wat so is. As ons maar net mense se seer en se pyn en lyding kan wegvat, as net 'n verskil in hulle lewens kan maak. Onthou net, ek kan net soveel mense oor die lig bereik en in my gemeente. Maar dit gaan oor multiplication by God. So as elke een gaan en die woord van God gaan uitdra en dit verder en verder en verder vat, dan word 'n wêreld bereik. Wat van al die ander predikers se boodskappe? Ek en jy moet net ons kant op bring. Nie net agteroor in jou stoel sit en sê dit was 'n wonderlike boodskap nie. Wat maak jy? Jy het net daai bietjie, gee hy bietjie vir God, hy kan daarmee werk. Hy weet wat om daarmee te doen. Ek en jy tel op, ons doen somme. Ons werk uit, ons vermenigvuldig. Maar dit maak jou net moeg. God sê, don't take census. Want terwyl God reeds al hierdie dinge vir jou uitgesorteer het, worstel jy nog steeds. Hoe gaan jy dinge doen? Hoe gaan alles klop? En dit is so wow om te dink dat God het reeds vir jou uitgewerk het. Maar hy praat ook hier van offerandes. Luister baie mooi nou. Van wat se offerandes God hier praat. En ek pleit by jou, moenie my verkeerd verstaan nie. God praat hier nie van geld nie. Ekskuus, God praat nie van tieners nie. Hy praat van offerandes. As daardie seun nie sy stukkie brood en sy vis opgeoffer het en vir Jesus gegee het nie, sou daar geen vermenigvuldiging gewees het nie. As jy net 'n stap in geloof wil neem, geliefdes, met die min wat jy het, en dit nie wil opoffer nie, dan kan God dit nie vermenigvuldig nie. Jy moet die bietjie wat jy het, moet jy vir God gee, sodat hy dit kan vermenigvuldig vir jou, nie jy nie. Dink aan die vrou met die olie, die meel, die brood. As sy nie die laaste van haar brood en haar olie, haar meel en haar olie opgeoffer het nie, dan kon God dit nie vir haar vermeerder nie. Sacrifices. Dis die offerandes waarvan God hier praat. Jesus het vir hulle vir dit vermeerder, en hy wys ook, hy het vir hulle bygevoeg. Daarna het sy baie meer gehad. Toe hy klaar was met die wonderwerk van die brode en die visies, het hulle op die skei geklim en hulle het oor die een brood hulle bekommer, terwyl hulle so pas gesien het, hoe Jesus wonderwerke doen. Ek meen, brood en vis, en skielik eet 5000 mense, en 12 mandjies brokstukke word opgetel, 4007 mandjies brokstukke word opgetel. Dis amazing. Met die bietjie het God dit meer gemaak. Want jou seentjie was bereid om dit te offer, te sacrifice, en het dit vir Jesus gegee. En Jesus vra vir die disippels, waarom is die brood 'n bespreking tussen julle? Dit gaan nie eers oor die brood nie. Ekskuus geliefdes, want God sê, as jy verblind is deur die brood, as jy verblind is deur die situasie waarin jy jouself bevind, dan kan jy nie die lig sien nie. Luister mooi geliefdes, die wêreldse kerke en godsdiens word verblind deur dit wat hulle sien,
En hulle weet nie regtig dat God die lig van die wêreld is nie. Mense kyk na situasies en hulle praat oor geloof, maar mense kyk na wat hulle sien. Hulle is verblind deur die brood en hulle weet nie dat dit God is nie. Duisternis uitgeskakel, God duisternis uitgeskakel het, net deur te sê, laat daar lig wees. Dis al wat hy gesê het, laat daar lig wees. En daarom, geliefdes, terwyl Jesus nog met hulle hieroor gepraat het, wat gebeur? Kyk hoe awesome God aanbid ons. Het God toegelaat dat hulle 'n blinde man na Jesus toe bring. Waarom sou jy dink het God dit gedoen? Of hulle te wys dat hulle eintlik ook blind is. Daarom, totdat jy nie van binne, geliefdes, verlig word nie, sal jy verblind wees sonder begrip. Dis dieselfde wat met Paulus gebeur het, met sy ontmoeting met God op die Damaskuspad nie. Hy was verblind deur die lig, maar hy was ook van binne verlig en dit het hom verander. En nou sê God, dis wat afleiding doen. As ek en jy aanhou met afleidings, dan verblind dit jou. Dit vat jou fokus van God af weg. Jy fokus op die een brood en jy vergeet dat God jou hele lewe wil verlig. Waarom dink jy doen God vandag nog wonderwerke in jou en my lewe? As jy mooi kyk, is dit oral om jou. Jy sien dit, jy voel dit, jy ervaar dit, jy beleef dit. Dis daar. Om ons van binnekant te verlig en om vir ons nie net hoop te gee nie, maar ook om vir ons begrip te gee. Dit was wat die disippels nodig gehad het, 'n insig, en dit presies is waaroor Jesus gepraat het. Hulle aandag, geliefdes, was so afgelei deur die fariseërs en die skare, selfs die wonderwerke, op so 'n manier dat hulle nie eers die lig gesien het, Jesus wat reg voor hulle gestaan het nie. Jy kan so afgelei wees dat jy die heerlikheid mis wat reg voor jou is elke dag. Daarom moet jy elke dag sê, laat daar lig wees. En dan kom God en hy verlig jou insig as jy dit doen. Want die oomblik wanneer jy dit sê, sal dit makliker wees om die afleidings in jou lewe dood te maak. Selfs in daardie skrif sien ons dit. Jy kan sien wat afleiding doen, dit neem jou fokus van God af weg. Hierdie was 'n klein dingetjie. 1 brood en 'n boot, die disippels met 1 brood. En daarom, geliefdes, God kom vra vanoggend op hierdie Sondagoggend vir jou en my. En dit terwyl ons al 'n baie geruime tydjie wat God met ons praat oor, maak die afleidings in jou lewe dood, anders gaan dit jou doodmaak. God vra vanmôre vir jou, wat is daar wat jou aflei? Wat is daar wat op hierdie Sondagoggend, wat lei jou fokus af? Wat vat jou fokus van hom al weg? Daar kan so baie dinge wees. En ek praat van oomblik vir oomblik. Kom daar afleidings in jou en my lewe wat ons fokus van God af wegvat. God vra, wat lei jou af vanmôre? Vernietig dit. Vernietig afleidings in jou lewe, dis die moeite werd. Amen. Liefdes, nou roep ek die seën van die Here oor elkeen van julle op hierdie dag. Mag die Here julle seën en julle beskerm. Mag die Here tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Mag die Here julle gebede verhoor. Mag julle net die lig van God, die glorie van God, voor julle elke oomblik sien. Die Here seën elkeen van julle. Amen.